Ons lees saam uit Efesiërs 2. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was, as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak en ons saam opgewek uit die dood en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeue wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus aan ons bewys het. Want uit genade is julle gered deur die geloof. Dis nie uit julle self nie, dis 'n gawe van God. Nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. Maar God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Hier is 3 goed wat Paulus vir ons sê. Hy sê vir ons wie God is. Hy is barmhartig, liefdevol, vol genade. Hy sê vir ons wat hy gedoen het. Hy het ons wat dood was lewend gemaak, hy het ons opgewek, hy het ons 'n nuwe lewe gegee en hy laat ons sit saam met Jesus. En dan sê hy vir ons, hoekom hy dit gedoen het, is sodat ons 'n toonbeeld van hierdie genade van hom kan wees, sodat hy dit kan tentoonstel. So hy gee vir ons in hierdie gedeelte die hoekom van die lewe. Waar is ons bron? Waar kom alles vandaan? Hoekom is dit geskape? Dis God. Dis liefde. En dan gee hy vir ons die wat van die lewe. Wat het hy gedoen? Wat behels hierdie lewe? Dis iets wat hy vir ons gee. Deur die dood van Jesus wek hy ons op uit die dood uit. Gee hy ons 'n nuwe lewe en laat hy ons sit. En dan gee hy vir ons die hoe van die lewe. Hy sê, sodat ons saam met hom in hierdie nuwe ding wat hy besig is om te doen, kan deelneem met goeie werke. Nou, daar is iets anders wat ook baie belangrik is om dit wat Paulus hier sê. En dit gaan oor 'n patroon, 'n siklus, wat eintlik 'n groot kuns van die lewe is. En dit is om ook volgens hierdie volgorde te leef. Dit is om uit die hoekom van die lewe uit, na die wat toe te gaan, en dan te lewe na die hoe toe. Dit beteken dat ons 'n innerlike oriëntasie moet hê teenoor die lewe, en dat ons van binne af, in ons innerlike wêreld, die privaat wêreld, vanaf moet funksioneer. En dat ons vanuit dit uit, buitekant toe, na die lewe toe moet gaan. Dit is die manier waarop Jesus geleef het. 'n voorbeeld is byvoorbeeld Lukas 6, waar hy die nag bid. Wat doen hy? Hy kom uit, dan sê hy, ek doen niks as ek die Vader nie sien, doen dit nie. Dis die plek waar hy kontak maak met die hoekom, met die bron. Dit is waar hy sy innerlike wêreld, sy privaat lewe ontwikkel, en dit is vanuit daardie wêreld wat hy beweeg na buite toe en doen wat hy doen. Ons kan dit dikwels andersom doen. In die kultuur van ons lewe is andersom. Dit is, kry dit buite, kry jou identiteit, bereik, en dan gaan jy na die binnekant toe, dan kry jy 'n gevoel van selfwaarde, dan skep jy 'n identiteit wie jy is. Hierdie is 'n andersom patroon. So kom ons verken dit bietjie. Wat word bedoel daarmee? Met die innerlike lewe, as Paulus sê, ons wat dood was, het hy saam met Christus lewend gemaak, en het ons saam opgewek uit die dood, en saam laat sit in die hemele in Christus. Wel, ons is dood, sê hy. En dit is hoe die Efesiërs was, en dit is natuurlik nie 'n fisiese dood nie, dis 'n psigospirituele dood.
En hy vergelyk hulle toestand met die fisiese dood. Nou dit behels baie. Maar miskien net 3 belangrike idees wat agter hierdie dood lê, wat hy suggereer. In die eerste plek is jy onbewus as jy dood is van die lewe hier en nou. Jy het nie kontak daarmee nie. Jy's onbewus. En dan is jy afgesny van sensasie af, van stimulasie en jy kan nie reageer nie. Maar hierdie dood het nie net te doen met wat jy nie het nie, dit het ook te doen met die mate van lewe wat jy het. Kom ek verduidelik dit so. En ons verstaan dit beter as ons kyk na die verskillende lewensvorme wat daar bestaan. Plante, diere, mense. Weet, dis elke lewensvorm is daar meer. Dis groter. Plante byvoorbeeld het 'n beperkte bewussyn. Ja, plante het 'n bewussyn. In die dieretuin kry ons byvoorbeeld dat die akasias 'n bittersmaak in hulle blare afskei as hulle begin geëet word deur die kudus. Hierdie reuk, hierdie afskeiding skei af na die ander akasias rondom hom. En hulle begin dadelik hulle blare bitter te maak, sodat hulle nie geëet kan word nie. Daarom eet die kudus wind op. Daar's kommunikasie, maar alles is deur aanraking. Aanraking van die son byvoorbeeld. En dan is daar 'n beperkte vermoë om te kan reageer daarop. So kry ons byvoorbeeld die heliotropiese plante, soos die sonneblom, wat sy kop na die son toe draai en die son volg. Diere het 'n instink en 5 sintuie. Dis meer. Die bewussyn is baie groter. Die vermoë om te reageer is baie groter. Hulle doen soveel goed soos mense. Hulle eet, hulle speel, hulle help mekaar, hulle rou. Baie meer as 'n plant. Maar die mens het nog baie meer as dit. Ons het die 5 sintuie, maar ons is die deel van die skepping wat selfbewus geword het. En ons het 'n verstand. Ons kan dink, ons kan redeneer, besluite neem, meer as op uitsting. Ons kan besluit wat reg is en verkeerd is, 'n moraliteit wat ons kan stig. Maar as jy dit verloor, hierdie vermoë, dan sien ons dit nie meer as lewe nie. Weet, 'n mens kan dit verloor of jy kan regresseer as 'n mens. Die psalmis sê byvoorbeeld dat in Psalm 73:27 dat ek was soos 'n dier gewees toe ek kwaad was. Nie soos 'n mens nie. Ek het geregresseer. Is dikwels wat verslawing ook op jou doen. Jy verloor jou vermoë om te kan kies. Jy het nie meer die vryheid nie. Dis 'n laer vorm van lewe. En dan voel ons ook maar, dis nie die lewe nie. Maar jy kan van jou funksies verloor, byvoorbeeld na ongeluk. Dikwels het ek het gehoor dat mense dit sê, en dis 'n rowwe, gruwelike uitdrukking wat gebruik word hier te sê, maar hy's nou net 'n vegetable. Wat ons daarby doel is, hy het eintlik nie meer 'n lewe nie. Hy's lewendig dood. Selfs 'n dier wat baie seer gekry het, sal ons uitsit omdat hy nie meer heeltemal dier kan wees nie. So hier is die prent dat ons, selfs wanneer ons die vermoë het om bewus te wees en om te kan reageer, dis nie genoeg in sigself om werklike lewe te kan hê nie. En ons kan regresseer. So nou sê Paulus, en dis hoe hy die werk van Jesus verklaar, is dat ons 'n hele nuwe lewe ontvang het. Wat beteken, ons het 'n nuwe bewussyn, daar het kontak gekom met God. Daar's 'n nuwe vermoë wat jy besit om sensasie, stimulasie te kan ontvang. Hy maak met ander woorde van jou
weer volkome mens. Hy maak jou vry, hy herstel jou om mens te wees, maar dis nie al nie. Jy ontvang ook geestelike sintuie. Dis 'n idee wat van die tyd van Origenes baie sterk in die kerk na vore gekom het. Vat byvoorbeeld, jy seker, miskien het jy die ervaring gehad, dat jy begin te hoor, maar met meer as net jou ore. Jy lees die Bybel, en dan hoor jy woorde, en jy raak opgewonde daaroor. Ek het vinnig geleer, na my ervaring, van lewendig word en 'n nuwe lewe ontvang het, dat ek baie wys moet wees. Hoe ek daaroor praat, met wie ek daaroor praat, en wanneer ek daaroor praat. Want ek het die eerste persone gestorm en vir hulle gesê, dan kyk hulle en sê, maar wat gaan met jou aan? Want daar's 'n nuwe dimensie, God bestaan. En hy praat, jy hoor, jy sien goed, anders. 'n Dier kom by 'n blom, en sy instink sê, eet of los het. 'n Mens kan by 'n blom kom en sê, dis wonderlik, kyk na die skoonheid, kyk hoe mooi is dit, kom ons maak 'n rangskikking. So dis baie meer as net kos of nie kos nie, daar's estetika in. Daar is skoonheid in dit. 'n Christen gaan verder, die een wat lewendig is, en hy sê, kyk na die lelie. God het hom beklee, kyk na God se handewerk. Die strale van die son vat jou na die bron toe, die son self. Paulus het hierdie idee, dat as jy nuut gemaak is, dan word alles nuut in jou lewe. Dan gebruik hy die woorde en hy sê, maar jy is 'n nuwe skepsel. 2 Korintiërs 5:17. Nou, daar word gegis, skepsel, maaksel. Jy's 'n nuwe wese. Jy's 'n mens plus. Jy het 'n baie groter bewussyn. Dit beteken 'n groter kontak met realiteit en wat is. Dis 'n groter, voller, ryker lewe. En hier is Paulus se punt. Hoekom skryf hy dit vir hulle? Hy sê, besef julle wat met julle gebeur het, en julle mis dit. Van julle regresseer. Van julle is nie eens volkome mens nie. Julle is nie eens mens nie. Julle het geregresseer verder as dit. Hy sê, julle is aan die slaap. Nou aan die slaap te wees is amper soos om dood te wees. Dit is 'n mini-dood. Jy verloor ook jou bewussyn. Jy verloor ook jou vermoë om te kan reageer en om bliklik op stimule te kan reageer. Dit word afgeskakel. Daarom sê hy vir hulle, hey, ontwaak julle wat slaap, staan op uit die doodheid. Hy konnoteer dit aan mekaar. Vir die Tessalonisense sê hy, don't sleepwalk through life. Moenie 'n slaapwandelaar wees nie. Onbewus van wie jy is, van waar jy is, van God. En hoe jy dit kry, sê hy. Hy sê, om die posisie in te neem, wat vir jou nou gegee is deur Jesus. Sit saam met hom. En in die hemelse plekke, in destydse wêreld beteken, in die atmosfeer, in die sfeer waarin jy nou leef, in die ruimte waarin jy is, sit saam met hom. Hierdie konsep, hierdie begrip van Paulus, dat alles gebeur saam met Jesus, is wanneer jy daai kontak het, daai bewussyn het, daai verhouding, daai wisselwerking het, is waarvan Jesus gepraat het, toe hy sê, bly in my, Johannes 15:4. Dan sê hy, bly in my woorde, in vers 7. En dan sê hy vers 9, dan sê hy, bly in my liefde. Bly, laat dit jou woning raak. Ontwikkel hierdie innerlike belewenis en ervaring, om agter te kom, te besef, aan te voel, oë te kry, te sien, die kos wat hy gee, die lug wat ek inasem, die vriende wat ek het, is liefde. Jy's in liefde. Kom dit agter, word bewus daarvan deur te sit saam met Jesus.
So as jy dit beleef in jou innerlike wêreld, dan gaan jy met dit na buite toe. Dan leef jy na buite. Paulus sê, hy het vir ons al hierdie goed gedoen. En dis waarin ons kan leef, sodat hy in die eeue wat kom, sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is. So hy sê, God is besig om iets te doen. Ons kan natuurlik deel wees van dit. En wat hy besig is om te doen is om in die eeue, in die ewigheid wat kom, en al die tyd wat voor lê, wil hy toon en wys deur ons hoe geweldig groot sy genade is. So hy sê, ons is sy maaksel, wat letterlik beteken kunswerk. En hy stel ons nou tentoon. Hy hou 'n kunsuitstalling, sodat almal en alles kan sien hoe groot sy genade is, wat hy gegee het vir ons. Vir wie? Vir wie almal? Die hele skepping. Wel, eerstens al die plante en die diere, ja, en op hulle mate van bewussyn agter te kom. Maar dan ook die planete, die heelal. En ons weet ook dat daar ander skepingsvorme is, soos engele. Is dat dalk nog ander skepingsvorme? Ek het 'n fascinerende reeks van Hawkins gesien waar hy gegis het wat op ander planete, wat se soort lewe op ander planete kan wees as gevolg van dit wat ons weet alreeds op die planete binne ons sonnestelsel is. Is daar, vir wie ook al, om te dink dat die unieke drama van menswees, die feit dat ons deur misdade dood gegaan het, en nie geleef het soos wat God het beplan het nie. En die feit dat ons herstel is, en dit alles uit genade uit aan ons gegee is 'n skouspel vir alles wat bestaan. Dis so groot. Hy in die nuwe vertaling sê, dis 'n geweldige groot genade. Die Grieks is hyperballon, wat kan beteken verby beskrywing, onbeskryflik, onverstaanbaar, groot, is hierdie genade, is sy liefde, is sy werk, is sy dit wat hy gedoen het. En nou gee hy ons 'n kans om deel te word daarvan. Hy doen hierdie uitstalling, hy doen hierdie werk. Ons kan 'n medewerker wees. As ons met ons nuwe bewussyn saam met hom aan hierdie uitstalling deelneem. Net ons blote teenwoordigheid, deur daar te wees, met hierdie nuwe lewe wat ons het. En Petrus praat daarvan, hy sê, hoe groot die manier van jou lewe is. Hy sê, woorde gaan dikwels nie by mense uitkom nie. En dis Moeder Teresa, en eintlik 'n aanhaling van Francis van Assisi wat gesê het, is dat ons moet dit verkondig. En ons kan selfs woorde gebruik as dit nodig is. Maar as daar gesien word. Ons is vreemd. Kyk, hy hou Sabbat. Hy deel sy tafel. Kyk hoe eet hulle saam. Kyk hoe werk hulle saam deur verskille. Kyk hoe gee hulle in die armes, hoe lewe hulle onder hulle inkomste. Kyk hoe kwesbaar is hulle, hoe deel hulle. Dit wat in hulle harte is, kom uit en loop na vore. Weet, om te getuig is nie iets wat jy moet bybring in jou lewe nie. Almal is besig om te getuig. Almal deel die goeie nuus van hulle lewe. Wat dit is wat nou vir hulle lewe gee. Party mense is dit die bokke, is die bulle, dis hulle die eet, dis cold plunge, is crossfit, dit is dit en dit borrel. Dit wat vir jou lewe gee en wat jou in is dalk net om bewus te raak van, maar wat is dit wat in jou borrel? Is jy eg, is jy autentiek, deel jy dit? Natuurlik in wysheid en op die regte plek, en nie oor te neem nie. As wat ons doen, uit 'n diep innerlike lewe kom saam met hom, dan lewe ons uit die bron van lewe, die hoekom van die lewe. En dan dra ons goeie dade vrug.
Ek weet nie waar jy vandag is nie, maar dalk op 'n plek waar jy moet terugkeer na die hoekom toe van die lewe. Na die plek toe waar jy diep innerlike lewe ontwikkel saam met hom. Om vanuit daai plek, daai energie, daai krag, daai nuwe bewussyn, die lewe tegemoet te gaan. Deur in die eerste plek net te wees en dan te doen uit dit uit wie jy is. Kom ons doen 'n gebed saam. Hemelse Vader, ons dankie dat ons vandag so kan saam wees. Ons dankie vir die woord wat U vir ons gee. En ons vra U dat U ons oë sal oopmaak sodat ons kan sien, ons ore sodat ons kan hoor, ons hande dat ons kan vat, ons neus sodat ons kan inasem, ons mond sodat ons kan proe. Ons vra dit in die naam van Jesus. Help ons om ons harte brandend te hou. Help ons om nie ons eerste liefde ooit te verloor nie. Ons vra dit om U naam se ontwil. Amen. Ontvang die seën van die Here, die genade van die Here Jesus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met jou. Amen.